Hallo julle en baie welkom by nog 'n aanlyn diens. Ek wil vandag sommer wegspring met 'n vraag. Is God alles vir jou? Ek en jy het hierdie gevoel in ons hart, hierdie soektog, hierdie gaatjie wat gevul moet word en ons weet nie altyd na wie toe om te gaan om dit vol te maak nie. Maar dit is wat my vraag vandag aan jou is. Is God alles vir jou? Want God is die een wat kom en ons volmaak. God is die een wat ons so gelief laat voel, wat vir ons sê hoe lief hy vir ons is, dat niks anders saak maak nie, behalwe God. En nou vandag se storie wat ons bietjie na gaan kyk, is so bietjie van 'n warm storie. Dis 'n storie wat ons ietsie soos hierdie gaan nodig hê voor. Dis swaar. Een van hierdie. Ons gaan een van hierdie nodig hê vir die storie wat ons vandag gaan hoor. Behalwe, die enigste probleem is, in die tyd wat daai storie afspeel, was daar nie sulke goeders nie. Daar was niks wat kon help, behalwe die Here nie. Al wat hulle gehad het, was God. En so begin ons lees in Daniël. Ons lees in Daniël 3 vanaf vers 8. 'n Klompie Babiloniërs het die Judeërs in die moeilikheid probeer kry. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê: "Lank lewe die koning! U het mos die opdrag gegee dat as die musiek begin, almal voor die goue standbeeld moet kniel en dit moet aanbid, en dat enigeen wat weier om dit te doen, dadelik in 'n vuurwarm oond gegooi moet word." Wel, daardie Judeërs, Sadrag, Mesach en Abednego, wat u aan die bestuur van die provinsie Babel geplaas het, steur hulle nie aan u opdrag nie. Hulle weier om u gode te aanbid of om voor die beeld wat u laat maak het, te kniel. Nou as jy nog nie verder daardie stukkie gelees het nie, wat uiteindelik gebeur, is die koning het gesê, as jy nie voor die standbeeld kniel nie, wanneer die musiek speel nie, word jy in die vuuroond gegooi. En hy moes Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond gooi. En ek kan nie dink dat dit 'n baie maklike of lekker situasie vir hulle drie was nie. Dink net as iemand jou klein bietjie brand. Gaan sit, moenie, maar as jy ooit al aan 'n warm plaat gevat het, dis seer. Of as jy naby 'n vuur, 'n verskriklike warm vuur gestaan het, dan brand jou gesig en jou lyf en dis net as jy naby die vuur is. Dink net as iemand 'n oond so groot soos wat mense in kan pas, warm maak dat dit heeldag brand. En dit is so warm dat eintlik wanneer jy die deurtjie oopmaak, brand jy dood van die hitte binne daardie oontjie. Dink net iemand sê vir jou, as jy nie voor hierdie standbeeld kniel nie, gooi ek jou in daardie oond. Ek dink nou dat ek en jy weet wat gebeur aan die einde van die storie, dink ons dit was iets baie makliks, iets baie eenvoudigs. Maar ek weet hoe baie keer ek in 'n situasie is waar mense met my praat en hulle skinder dalk of hulle doen ietsie verkeerd. Hoe moeilik is dit vir my om vir hulle te sê hulle mag dit nie doen nie. So dink net as iemand vir my sê kniel voor hierdie standbeeld of ek gooi jou in hierdie vuuroond of ek gooi jou boetie of jou sussie of jou beste maatjie in hierdie vuuroond. Dis nog erger. Maar ek en jy is gemaak om die Here te dien. Dis hoekom ek en jy so waardevol is vir die Here, want hy het ons gekies om hom te dien. En Sadrag, Mesach en Abednego het geweet dat hulle hele doel op aarde is net om die Here te dien. En daarom, as die musiek gespeel het, het hulle nie voor daai standbeeld gekniel nie. En toe die koning dreig om hulle in die vuuroond te gooi, het dit hulle nie afgeskrik nie, het dit nie hulle van plan laat verander nie, want hulle is gemaak om die Here te dien. Ek en jy, ons is gemaak om die Here te dien. Of jou maatjies jou spot by die skool, of jy sukkel om maatjies te maak, of jou huis word van jou weggevat, of jou kerk waar jy Sondag kom, brand af en jy kan nie meer soontoe gaan om te hoor van die Here nie, of jou mamma of jou pappa verloor hulle werk, of partykeer voel jy alleen. Ons is gemaak om die Here te dien. Of dit goed gaan of sleg gaan. Want hier is die ding, God is saam met ons, of dit goed gaan of sleg gaan. Toe hulle in die vuuroond kyk, en hulle moet eintlik 3 mense sien, het hulle 4 gesien.
En dit was die Here wat hulle beskerm het. Dit was 'n engel wat die Here gestuur het om saam met hulle in daardie vuuroond te wees. Want die Here verlaat ons nooit nie. Hy laat ons nooit alleen wees binne goeie tye of slegte tye nie. Die Here vra dat ek en jy dieselfde geloof sal hê as wat daardie 3 mans gehad het. Selfs al voel dit of jou lewe afbrand, of dit so sleg gaan dat niks wil uitwerk nie, niks is goed nie, jou ma en jou pa baklei heeltyd, jy het nie maatjies by die skool nie, jou punte lyk nie goed nie, maak nie saak watter slegte tyd jy jouself invind nie. Die Here vra dat ons dieselfde geloof sal hê en hom sal aanhou dien. Ons moet hom elke dag oor en oor kies. En dis wat jou so waardevol maak, is ek en jy kry elke dag die geleentheid om die Here weer te kies. So hierdie week, kies die Here elke dag. Besluit om hom elke dag te kies. As jy wakker word, gaan Here, vandag kies ek U. En kyk hoe die Here binne jou lewe gaan werk en verandering gaan bring. Dalk gaan goeders in jou lewe nie beter word nie, maar jou hart gaan. En dit is wat vir die Here saak maak. Sien julle volgende week. Totsiens.